If rugby is in your veins, this is where you need to be. We don't just talk rugby, we live it, break it down, and we celebrate it. And we bring you right onto the field. Join us, click and subscribe. You don't want to miss a second of this. Blindside, where future stars are born. Johnny Thuis, wat 'n ongelooflike dag 1 van Noord-Suid. Ons het letterlik die bestes van die bestes gesien. Wat dink julle van hierdie dag? Yeah, look, if you look at the points, I think South is leading, you know, to be honest. Incredible games. I never saw Garsfontein beating Stellenberg, to be honest. I mean, if you look at Monash against Paul Roos, it's a 4-point game. You know, so it just shows me that rugby in South Africa is really healthy. We're not at a point anymore where there's a huge difference between your top sides and then, you know, your second tier sides. Everybody is on equal grounds, and I keep on saying it. It's margin of error. You know, the team that's doing the least amount of errors is winning the game. But more than that, Thijs, Ansonet, what stood out for me today, and we saw it when Garsfontein won Stellenberg, when they beat Stellenberg, what the captain did after the game. It's about character, it's about unity, it's about family, it's about, you know, uniting. It's beautiful for spectators, it's beautiful for parents to come here. What a magnificent tournament the NMI Toyota North-South tournament is. Ja, Thuis? Yeah, I think schools rugby is at a place on the planet where it's really a showcase of what we are capable of. And if I say we, it's pretty much your coaches at schoolboy level, the amount of work and effort that these guys put in, and you see it, like you rightfully said, Johnny, in the character of the players. So it's a more holistic approach in terms of developing players than just their actual skill set on a rugby field. And that's what's important to us. We keep preaching it. You know, for us, it's about all the values that we want to see. We want to see it from the parents and alumni and supporters as well. And the boys are setting a phenomenal example of that. So I think, Ansonet, the interviews we had, I mean, I think we should go and have a look at that and then come back and discuss it. But amazing to speak to these young men and just see who they are. It's unreal. So let's do that. Andras Janos, Stellenberg lê so naby my hart en ek is saam met julle hartseer oor hierdie verloor. Hoe voel julle oor hierdie wedstryd? Ja, dis bittersoet. Ek dink daai eerste 20 minute van die wedstryd het ons heeltemal, soos die Engelsman sê, al gedominate. Ons het in die regte areas rugby gespeel, goeie besluite gemaak en goed gedoen. Ons kon dit ongelukkig nie vir 70 minute afrond nie. En alle krediet aan Garsfontein. Hulle het aanhou speel, hulle het nooit opgehou glo nie. Hulle vaste fasette het gesukkel, maar hulle het nog steeds die wedstryd deurgetrek en dit voel maar vir my vir die laaste 3 jaar is dit 'n gestoeierheid tussen Stellenberg en Garsfontein en dis 'n punt hierdie kant toe en 'n punt daai kant toe. So ja, ek dink vir die skare daar buite wat 'n rugby game om wedstryd om te beleef, ja. Ja, ek dink julle is so naby mekaar. Ewen julle trye lyk amper dieselfde. So miskien moet een van julle twee besluit om dit nie meer te doen nie. Janos, julle was op die veld. Nou daai laaste 15 minute was die druk op julle. Die ouens het titanies gekom vir julle. En uit die aard van die saak lyk dit amper asof hulle op die dag dalk 'n bietjie meer honger was as julle. Is verkeerd as ek dit sê? Ek dink ek sal sê ook hulle het teruggekom in daai laaste 15 minute soos wat hom sê en ek dink hulle het 'n tweede lewe gekry en daai ouens het gekom en hulle het gekom en hulle het gekom en hulle het nie ophou kom nie. So ek dink daai voorvoet wat jy kry as jy aanhou kom en jy hou aankom en jy hou nie op nie. Ek dink dit het aan hulle kant toe die bal het aan hulle kant toe gebons en ek dink hulle was baie goed met tweede helfte terugkom. Ek bedoel wat 10, 12 punte onder agter en jy kom terug en jy vat die game. Ek dink as dit wil gedoen word, so well done vir hulle. Anders ek dink hier is natuurlik 'n massiewe geleentheid vir julle om
die tafels om te draai in julle volgende wedstryd. Ek weet dis dalk 'n moeiliker een om meteen te doen, maar wat 'n great motivering is dit nie. Ja, volgende een is grey, so ons gaan die tafel heeltemal moet omgooi. Maar ja, is 'n paar beserings, so ons gaan die ouens nou die volgende 24 uur gaan belangrik wees om te kyk hoe ons die lywe kan reg dokter en uitsorteer en ja, maar terug gaan na die drawing board toe en herbeplan en herstruktureer en soos wat Jano sê, 'n paar goedjies in lyn trek en ons sal definitief weer terugkom en ons hand opsteek en aanhou beklei en 'n wedstryd opsit, ja. Wel, dis een ding wat ons weet van julle, daar's nie 'n manier julle gaan lê nie. En dis hoekom julle so naby aan ons harte is. Ons is saam met julle hartseer. Ons is trots op Garsfontein natuurlik, maar baie sterkte vir die game teen Grey en ons hoop julle kry hierdie een omgedraai. Baie dankie Thys, dankie vir die tyd. Sylvester, dit is seker die lekkerste gevoel. Eerste wedstryd van die toernooi op NMA Toyota Noordsuid. En julle kom draai so 'n bietjie die tafels terug noorde toe wat ons nog net suide gesien vandag. Hoe voel julle oor hierdie een? Ja Thys, ek dink dis 'n moeilike een gewees. Ons het nie begin soos ons wou nie, maar ons het geweet as ons kan laaste 20 minute in die game wees, sal ons dit kan deurtrek. Hulle het nou eers gevlieg en ons het flippend hard gewerk in die voorseisoen aan die fiksheid, so ons het geweet ons kan dan dit probeer maak. Ons het net daaroor gepraat. Ek meen spesifiek hierdie manne, hoe hard het hulle gewerk in hierdie afseisoen? Ja Thys, as ek vir Neil byvoorbeeld kan vat, laas jaar nie eens eerste span gespeel nie, partykeer nie eens tweede span gespeel nie. By die Sevens deurgekom, Bloubulle gespeel en ons het hierdie jaar uit die kaarte kom omverkrap want niemand het gedink Neil gaan op vleuel wees nie en ek dink hy het vanaand bewys hoekom hy daar is en dis 'n voorreg om hom te kan afrig. So Neil, daai laaste 3, ek weet daar's 'n klomp goed wat jy reg gedoen het, maar die belangrikste een was daai laaste 3 en dit vat 'n hengse klomp karakter om so wil amper sê teen al die odds daai tipe 3 te gaan druk. Wat gaan deur jou gemoed hier daai bal kry van die vraag? Ja nee, Coach Ari het altyd van die kant af geskree en gesê nee, ons het een kans en ek het geweet as ek nou daai bal kry dan moet ek dit maak werk en ek het hierdie die hele voorseisoen gedroom oor hierdie 3 wel soort van en ja, ek het dit maak werk. Maar my sê as hulle nog nie geweet wat jou naam is, weet hulle nou wat jou naam is. Dit beloof ek vir jou. Cappy, en ek moet sê die karakter en die goed wat ons in Blindside kweek is juist daai karakterseienskappe wat so mooi deur rugby gewys word. Respek en dissipline en die goed wat julle vanaand gewys het. Daai oomblik wat jy die eindfluitjie blaas, ek sit in hoendervleis kry, waar jy reguit na Stellenberg se kaptein toe stap en vir hom sê, "Jesus, baie dankie vir die game." Wat was daai oomblik? Wat het jy vir hom gesê? So ek weet dis nie lekker om te verloor en ons almal is mos nou net hier om 'n goeie tyd te hê. So ek voel dis regtig nie lekker nie. So ek gaan troos die man, maar ons almal is net mense op die veld, is ons enemies, maar na die tyd dan is ons mos chommies. En dan ons mos nie vir mekaar kwaad te wees nie. So ons troos mekaar maar. So ek wil sê daar was 'n bitter belangrike oomblik en ek hoop almal het daai oomblik gesien. Ek hoop dit is vasgevang op 'n kamera. Sylvester, dit wat vir julle oor is vir die toernooi? Ja, Thys, maandag Parel Boys. Ja. So ons het geweet dit gaan vir ons taaf wees en ons het gesê as ons die eerste een wen dan gaan ons voluit vir die tweede een. En ek dink ons is op die regte plek vir dit en ons is nederig en ons werk hard en is 'n baie goeie groep seuns wat van laas jaar af oorgebly het, so die karakter is daar en die ouens werk ongelooflik hard oral waar ons gaan loop die eerste span voor in die skool. Maar ek wil vir julle baie sterkte vir die wedstryd wat voor is vir maandag. En weer eens baie geluk. Julle het ongelooflike karakter gewys en ons kan net sê geluk en ons hoop julle het 'n fantastiese wedstryd maandag. Baie dankie Thys. Sjoe, baie welkom hier by ons. Baie geluk met julle eerste wen vir Noordsuid. Hoe voel jy oor die wedstryd? Nee, ek is regtig trots op die seuns. Jy weet, was een van daai oorlogwedstryde. So en ek dink die seuns regtig opgetree en hulle het gedoen wat hulle moes gedoen het vandag. So ek is trots op hulle. Lywe. Ja, en wat vat julle van hierdie wedstryd spesifiek na die res van die toernooi toe? Ek dink ons baie mense wat miskien na hierdie boys span kyk en sê, miskien is dit nie wat dit was laas jaar nie, maar hierdie span het die vermoë
om te beklei. Hulle het karakter en hulle wil beklei. So ek het vanaand vir hulle gesê, is niemand glo in hulle nie, maar ons doen. En ons gaan go. Ons gaan saam met hulle gaan. As jy onder Shaun Erasmus is, het jy karakter. Ons nou dis nou uit toe. Ja. Hoe lyk die kinders se energie vir die res van die toernooi? Nee, great. Ek meen almal is opgewonde. Lekker vir die ouens eerste keer hier. Meeste van die ouens eerste keer wat hulle hier in Affies is. So dis net baie lekker en soos ek sê, is 'n baie lekker groep. Hulle werk hard en hulle wil dit doen. So is lekker om te toer met die manne dan. Sekere tegniese goedjies wat julle vat na die volgende wedstryd toe wat julle dalk uit hierdie een geleer het? Ja, ek dink jy weet ons moet beter wees met die klein details. So ons weet wat ons wil doen, maar ek dink die klein detail om dit moet beter wees, maar dis mos nou deel van die groei. En ons sê altyd vir die seuns effort versus skill. Jy weet effort is jou verantwoordelikheid, skills onsinne. So as die coaching span sal ons bietjie beter wees met dit ook. Wat wil jy van Parel Boys High sê hierdie jaar? Niks het verander nie. We're going to be strong and courageous. Gaan druk vir die Here en hou hierdie spasie dop want hierdie seuns wil speel en hulle wil mense inspireer. So. Amen. Ons sien uit. Ons sien uit. Baie dankie. Parel Boys High is letterlik een van my gunsteling naby skole. So. Awesome. Ja, en ons sien uit na julle kuier weer. Dankie. Louis, die kaptein van Parel Boys, baie geluk. Daar was 'n baie lekker wen. Baie dankie man. JP is maar 'n span wat onder 'n ou se vel kan inklim, is dit nie? Dit is definitief so. My manne kom hard uit. Hulle is baie fisies en ons moet inklim om bo uit te kom. So dit was vir ons 'n baie lekker battle vanaand gewees. Ons het voor die tyd gepraat dat dit gaan oorlog wees. En ons manne het ingeklim en ons het geweet dit kom en ons is dankbaar vir daai physicality. Ja, ons thumbnail op ons episode vir die hele toernooi sê oorlog op boereplaas. Want elke wedstryd sover was nog dit. Sê vir my julle het met tye het hulle gekom met die druk, maar julle verdediging het my baie beïndruk vanaand. Julle skill set om daai druk te kan amper weerstaan en van daar af daar uit te kom. Is dit iets waaraan julle spesifiek werk, jy weet? Dit is definitief iets waaroor ons gepraat het oom. Definitief die attack wil ons die bal op die edges kry, maar ons core bly die defense. Om daai positive en dominant doubles in te kry en hulle terug te duik, want dit is natuurlik waar ons energie kry en waarop ons attack kan bou. As jy julle span vir hierdie jaar in een sin kan opsom, wat is dit? Ek dink ons geen ander woorde as strong and courageous. Dis wie ons is en dis waar ons staan en dit was laas jaar so en dit gaan so bly en ons weet waar ons krag vandaan kry en dit is vir ons baie belangrik. So ek sal sê strong and courageous. Ek kan sien julle manne fight vir mekaar en dis wat belangrik is op 'n rugbyveld. Ek kan sien daar's respek tussen julle. Julle bly by verre een van ons gunsteling skole, nie dat daar vir ons gunsteling moet of mag wees nie, maar dis net lekker om vir julle te kom kuier en lekker met julle manne te praat. Julle het regtig mooi harte en dis vir ons lekker om te sien dat julle presteer. Baie sterkte vir maandag. Julle speel maandag teen? Ons speel teen Gasfontein oom. Gasfontein. Ja. Gasfontein het 'n mooi afgetrek teen Stellenberg. Dit was 'n bietjie van 'n verrassing. So baie sterkte. Baie dankie oom, ons waardeer dit. Julle net goed gaan vir die seisoen. Dankie. Gordon, jy sal soos 'n baie bekende gesig hier by ons en dit is altyd lekker om met jou gesels. Ek wil vandag eintlik eers begin by jou. Jy sê meneer Erhard Munt is vandag sy 100ste wedstryd as afrigter van die voorspelers van Pilroos. In die eerste plek van Blindside se kant af, wat 'n voorreg om die geleentheid te hê om met jou te gesels op so 'n mooi dag vir jou. Jy sê vir my nou daar op die veld, jy het onthou maar jy het eintlik vergeet. Ja, wel eerstens dankie vir die voorreg om hier te kan wees en ja, ek dink dit is presies wat dit is om die geleentheid te kry om betrokke te wees by 'n skool soos Pilroos vir so lank afrigters het maar 'n rak leeftyd. So die feit dat ek so lank kon oorleef, ek is ongelooflik dankbaar daarvoor. Wel, ek moet eerlik vir jou sê, ek het ongelooflike respek vir Stefan. En as Stefan vir jou sê, daar loop die beste voorspeler afrigter in Suid-Afrika, wil ek vir jou sê, daai is 'n proper pluimpie. Altyd ek dink hy het my seker tegnies aangestel, so hy moet dit sê. Ek dink nie, kan ek sê no comment? Nee, jy kan sê no comment, maar kom ek sê vir jou, ons kan die werk sien wat jy doen op die veld. Die momentum wat julle ouens kry uit met julle pak is net absoluut ongelooflik om te sien. En weer eens Corneil, ek vir julle sê, die goed wat ons sien van Pilroos hierdie jaar is regtig uitstaande. Dis ek het nou vir julle op die veld op pad hiernatoe gesê, dis asof julle net weet hoe om momentum te create en terug te kry sodra julle dit verloor. Julle defensive sets is incredible om hierdie swaar pak te kon uithou. Jy weet, vat 'n man op 'n perd. So hoe is dit doelbewus? Is dit 5 jaar met hierdie manne? Is dit 'n kultuur? Waar skryf julle dit toe?
Thys, ek dink as ons daai formule gehad het en dit gebottel het, sou ons baie geld gemaak het en alle wedstryde gewen het. Ek dink is 'n kombinasie van, ons wat nou al 5 jaar saam is. So jy verstaan wat die groot boublokke is. Jy verstaan veral op hierdie vlak, op hierdie omgewing en hierdie tipe kompetisies, wat is die goed wat jy moet regkry, wat die non-negotiables is. En dan dink ek, gaan jy na jou span toe. Dan gaan jy waar is hulle return on investment? Waar gaan jy die beste uit daai groep seuns uitkry? En dan moet jy vir hulle die beste geleenthede gee of in die beste posisie sit om dit uit te byt. En ek dink dis die span, is 'n span 15 ouens wat werk, 15 ouens wat 'n groot engine het. So daai kombinasie dink ek lei tot dit. Kry jy altyd reg nie, maar jy streef daarna en jy probeer dit deur die pre-season en deur die oefensessies probeer jy dit simulate en vir hulle daai prentjies oor en oor gee en dan sit maar video sessies en feedback en one-on-ones en die game gee feedback en waar kan ons nog beter en dan is dit maar 'n klip op die bult uit te stoot. Dit is elke dag se grind. Ja. Ek moet sê ek dink altyd aan die ding in Frankryk, hulle het 'n baie wielpro method wat hulle sê jy speel wat jy voor jou sien en jy kry dit reg om spanne te kies jaar in en jaar uit en die twee metodes is jy het of 'n span en jy weet hoe wil jy speel of jy weet hoe wil jy speel en jy kies die span daar volgens. Dis absoluut hoe die Franse daarna kyk. En julle kry daai bittergoed reg. Dis asof julle weet wat is daar in skillset, wat is daar in talent en in die aard van die saak het julle kultuur maar nie verkeerd verstaan nie. Ons weet Paul Roos hou daarvan om met die bal te hardloop en 'n mooi oop wedstryd te speel. Julle kry dit bittergoed reg om die talent wat daar is reg te gebruik, as ek dit so kan stel. En ek kan sien julle doen dit doelbewus, Corneille. Ja, Thys, ek is amper verleë. Dankie vir jou komplimente. Ja, ons is vroeg in die seisoen en ons moet ons voete regtig op die grond hou. Dis waarna ons streef. Dis absoluut waarna ons streef, maar ons verstaan ook die game. Moet jou voete op die grond hou, jy moet nederig wees. Jy moet gaan van game na game. So hierdie is vir ons baie spesiaal, maar 2-3 games in. Game van 16 games se seisoen daar's. Ek dink ek het vir jou laas week gesê, as jy elke week kan aanpak, wen of verloor en jy so detailed in jou proses. Ja. Ek dink dis die geheim. So not to get carried away. Maar terug by ou so Stefan, ek dink die standvastigheid. Ek dink die kontinuïteit en standvastigheid in 'n stelsel is key. As jy die regte ouens kry, best you can tell, as jy regte ouens kry en jy kry kontinuïteit en ouens wat bereid is om deur die ups and downs saam te werk, then more often than not bereik jy sukses, hoe jy ook al sukses te vat. Kijk, en ek het terecht het gesê, ek dink Monument het op 'n stadium teen hulle self verloor vanaand met 'n paar foute, maar ek moet vir julle sê julle is absoluut klinies in wat julle doen. Jou pak het vanaand geskram. As jy moet aan dink, hulle het 'n totale gewigsvoordeel gehad. Afgerig deur 'n X-vaskop en jou vaskopie het vanaand hierdie manne 'n paar lesse geleer. En weer eens dit wys dat jy toewyding het. Jy gaan kyk video's, jy maak die analises, jy weet wat jy afrig. Ja, Thys, ek dink ek het nagelaat om sê ons is bevoorreg met die spelers wat ons het. Ek dink regtig mense raak baie keer sal jy sê complacent, maar jy raak gewoond aan die standaard van spelers en daar moet ek eers saamstem met Corneille, dis regtig 'n wedstryd. Helmut Lehmann het altyd gesê wat by gym was, hy sê jou volgende verloor is om die draai. Hang maar net af hoe lank kan jy die draai uitstel. Maar ek dink wat spesiaal is van die Paul Rooser en die Paul Roos kultuur is dat hulle is nie ouens vir wie jy kan sê hardloop deur 'n muur en net sê jy doen dit want dit is wat jy moet doen nie. Paul Rooser gaan jy altyd uitdaag en vra, maar coach, hoekom moet ek dit doen? Maar as jy hom kan oortuig, dan is hy all in. En ons is regtig genuinely bevoorreg met ouens wat bereid is om te werk en om wat ons toelaat om hulle af te rig. Want dit klink fikkel of klink snaaks, maar jy kan 'n kind net so goed afrig soos wat hy jou toelaat om jou af te rig. 100%. En
ek dink dis vir my die grootste voorreg om met regtige talentvolle spelers te kan werk, maar talentvolle spelers wat toelaat dat jy inset hulle lewens en hulle spel gee. Verseker. Ouens, ons kan nie wag om die res van die en ek weet dis seker added pressure en dis nie wat ek probeer doen nie, maar ek het nog nie die span gesien wat julle gaan klop hierdie jaar nie. Nie op wat ons tot dusver gesien het in wedstryde nie. Well done met wat julle doen en dis amazing om hierdie toegewydheid te sien en is regtig 'n plesier om vir julle te kyk op 'n rugbyveld. Baie dankie. Dankie aan julle tuis. Dit is vir ons special hoe ons in 'n kort tydjie voel of ek in jou sitkamer sit en ons praat oor die game. So dankie vir dit en die warmte wat julle bring vir skole rugby. Daar's soms negatiewe stemme daaroor, maar is net refreshing en lekker om positief hulle gehad te sit. Ons hart is om te wys wat die ouens doen en baie dankie vir die kompliment. Ons vat dit. Dis regtig die hart wat ons het en baie sterkte manne. Ons kan nie wag vir maandag se wedstryd nie. So baie sterkte vir die res van die toernooi. Altyd lekker. Baie dankie. Maybe you hate broccoli or love scary movies. Maybe you're indecisive, adventurous, or always kind. Maybe you snore, have a secret creative talent, or no sense of direction. We don't pretend to know you, but we know certain things get you going. And at MediHelp Medical Scheme, we know about healthcare, as we've been doing it for 120 years. Visit medihelp.co.za for all the information about our plans for everybody. Welkom terug. Johnny, jy het reg gesê, ek dink Stellenberg en Garsfontein was die upset van die dag. Nee, 100%. En ek meen ons het nou na onderhoude gekyk. Weet jy wat is vir my baie nice? Ek wonder partykeer leer ons kinders by ons of leer ons by ons kinders. Want ek sê nou vir jou, en miskien moet ons by coaches begin leer, nee, hoe lyk dit om mutual respect vir mekaar te hê? Hoe lyk dit van die spelers? Hoeveel respek het hulle vir mekaar? Wen of verloor, dit gaan oor respek, dit gaan oor op die dag het albei spanne hulle beste gedoen. Ons het respek vir mekaar, ons eer mekaar en die coaches. Ek sien hoe staan die coaches hier langs die veld en gesels met mekaar. So, jy weet, partykeer voel dit vir my, jy weet, ondersteuners het so 'n bietjie meer animosity as wat nodig is. Ons moet die ouens wat die harde werk insit, die ouens op die veld en die afrigters wat saam met die ouens ure en ure spandeer. As hulle dit kan regkry, kan ons dit regkry. Maar ek moet vir jou sê nie, ek kan nie wag tuis. Ansonet, ek kan nie wag vir môre nie. Ek kan nie wag vir maandag en vir dinsdag nie. Dis rugby in Suid-Afrika op sy heel beste. Thys, wat dink jy van die laaste wedstryd wat ons nou gesien het tussen Monas en Paulroos? Ja, ek moet eerlik sê, jy weet, ek dink Jannie gaan dit self as sy manne sê. Ek dink hulle het bietjie teen hulle self verloor vanaand. Ek dink nie daai telling is 'n ware refleksie van wat op die veld gebeur het nie. Hulle het hoeveel geleenthede gehad wat hulle op die aanval is en dis die laaste aangee, dis die laaste meter voor die lyn en verseker gaan dit hulle teleurstel, maar weer eens 'n ongelooflike showpiece van hoe skole nader aan mekaar beweeg in terme van kwaliteit. Jy het tradisioneel jou 1 of 2 of 3 ouens gehad wat totaal uitskiet en die res fight eintlik maar vir die krummels. En hierdie jaar is dit asof daar baie groter balans is en dis nie dat die ouens wat 1, 2 en 3 was swakker word nie. Daar's 'n massive catch-up van die res en ons het dit voorspel laas jaar en dit is vir ons amazing om te sien. Ek moet sê, iets wat vir my vandag, en jy sê dit reg Johnny, in terme van die respek wat hierdie ouens vir mekaar het. As jy sien hoe die seuns met mekaar van die veld af kommunikeer en hoe hulle mekaar embrace en hoeveel respek het hulle vir mekaar van die veld af en op die veld. Dis kliphard. Ek meen ons sien grootes van seuns hier wat jy dink waar en wat eet hulle, maar die doodeenvoudige ding is daar's 'n battle en ons noem tereg ons episodes die oorlog op boereplaas. Maar as hulle van daai veld afstap, is hulle die grootste maats. En dis wat rugby nog altyd was, Johnny, en kom ons hoop dit bly so. En hats off vir elke liewe afrigter, elke liewe spanbestuurder, elke ou wat hierdie dag so special maak vir elke persoon wat hier kom sit en kyk. Ek moet vir jou sê, ek dink
Daar's iets in hoërskole rugby spelers se drinkwater. Ek vat myself terug op skool. Ons het nie soos hierdie ouens gelyk nie tuis. Daar's geen manier wat ons so fisies was soos hierdie manne nie. Jy hoor hoe klap die skote. Die intensiteit en die impak van hierdie rugby spelers vir sonder enige twyfel, sê ek nou vir jou nie. Ons het nie daai selfe intensiteit Wees eerlik, sou julle bang wees? Wel, ek is bang om net langs die kant te staan. Ek dink na hierdie derde, na al drie die laaste wedstryde, dink ek die top 10 is weer gelyk. My persoonlike opinie. Jy's reg, Antoinette. Corneille het in die laaste onderhoud gesê toe ons by Paul Roos was, as die water styg, styg al die skepe. En dit is so waar. Jy sien letterlik die kwaliteit van hierdie ouetjies wat optel en ek sê weer, dis ure en ure en ure se werk wat niemand sien nie. En ek wil weer sê, ek haal my hoed af vir elke afrigter wat hier is. Maak nie saak by watter skool jy betrokke is nie. Ek wens ek kan hierdie fantastiese kampanje wat ons het van Hall of Fame, I have your back. Ek wens ek kan 'n cap op elkeen van die ouens se koppe sit en sê, we have your back. Ons sien wat julle doen. Julle is besig om ons land se rugby trots te maak en ons is op die planeet by 'n long shot die beste rugbyontwikkelaars in die wêreld. Ja, geen twyfel. Ag, en weet jy wat, ek wil soos altyd wil ek maar weer 'n bietjie my hart op die tafel sit. Waaroor gaan Blindside? Blindside gaan oor toernooie soos hierdie. Blindside gewoon, al die ouers kan nie hier wees nie. Blindside gaan om my special moments te capture van karakter, van samesyn. Dis wie ons is. Ons staan hier vir educate, inform, excite. Nee, ek wil regtig vir die kykers by die huis vra. Support ons. Ons is sit hier met edele en skoon gedagtes. Ons sit hier om 'n impak en 'n verskil te maak. Ons wil vir jou iets anders bring as net wat op die veld gebeur. So asseblief klik subscribe. Hierdie program gaan groei eksponensieel hierdie jaar, want ons wil vir jou rou materiaal bring van dit wat saak maak, van dit wat emosie lok en van dit op die einde van die dag wat ons as Suid-Afrikaanse rugby supporters bymekaar bring. Absoluut. Ons sien julle môre. Baie dankie. If rugby is in your veins, this is where you need to be. We don't just talk rugby, we live it, break it down, and we celebrate it. And we bring you right onto the field. Join us. Click and subscribe. You don't want to miss a second of this. Blindside, where future stars are born.